1, 2, 3. Goeiemôre dames en here, baie welkom vandag hier by die 71ste jaarvergadering van die Huguenote-vereniging. Heel eers wil ek net vra, sit tog daai selfoon af of op silent as dit nodig is, as u oproepe moet ontvang, maar sit hom maar liewers af. Ek wil hom net sê, ek is Christie Fourie, ek is die nuwe voorsitter van die Huguenote-vereniging in my kinderskoene. So as ek fout maak, vergewe vir my, ek is 'n jong man wat die Huguenote-vereniging aanbetref. Maar terselfdertyd wil ek baie graag vir Andrew Kok baie dankie sê vir die jare wat hy as voorsitter gedien het. Dit is ek reg as ek sê, is 12 jaar? Nou ja, dit is baie moeilik om in die skadu van so 'n groot man te staan. Ek gaan probeer, maar ek het vir hom baie duidelik gesê van die begin af, as ek fout maak, help my reg, ek kan dit op die neus vat. U is baie welkom en ek is baie bly dat u na die nuwe jaarvergadering slot gekom het. Ons het besluit dat aan die einde van die jaar, hier so by Oktober maand, wat die hervormingsfees is en wat heeltemal sin maak vir die Hugenote, is dit 'n bietjie moeilik, want aan die einde van die jaar raak almal 'n bietjie mal met die einde van die jaar funksies en al die dinge wat klaar maak en regmaak, en dit is op pad na Kersfees toe. En dan raak dit moeilik, terwyl April maand is 'n bietjie 'n makliker tyd. So ek hoop dit gaan 'n beter slot wees. Ek hou nie daarvan om altyd aan die begin verskoning te maak vir dinge nie, want dinge moet regloop, maar ons het so 'n bietjie van 'n curveball gekry. Die vergadering uit die aard van die saak is hier in die kerk, en ons sou in die kerk sal by mekaar kom en u sou al reeds 'n koppie koffie of 'n koppie tee gehad het. Maar ongelukkig was daar 'n afsterwe in die gemeenskap van 'n baie groot persoon, meneer Sieberts, wie se begrafnis vanmiddag hierso in die kerk is, en toe kon ons glad nie die kerksaal gebruik vir die koffie en tee nie. So vergewe vir ons dat ons nie vir vanoggend 'n koppie koffie of tee kon gee nie. Dit was nou onmoontlik. Ook die onthaal na die tyd is verskuif. Dit is verskuif na die lokaal van die skoolsaal van Hoërskool Franshoek. Ons gaan daar wees. Die Hoërskool Franshoek is 2 strate op. Hierdie volgende straat is Fleur de Lis waar die aftreeoord is, en dan moet u regs gaan en Bergsekant toe draai na Akademiestraat toe. Die Hoërskool Franshoek is Akademiestraat en daar's 'n parkeerterrein, so ek wil aanbeveel dat jy maar sommer met u motor soontoe ry. En dan sal die middagete daar bedien word, soos wat u bespreek en afgespreek het met Amelia. Goed, ek wil nou graag vra vir Dominee François de Tooy, wat vir ons die opening gaan doen. Dominee François, sal jy asseblief na vore kom? Regte hoogte, maar die verkeerde stem. Goeiemôre mede-Hugenote. Dit is 'n voorreg vir my om hier by julle weer te wees. As 'n mens eers een keer lid van hierdie groep geword het, dan is daar een of ander soort trekpleister. Ek weet nie of dit is dat ek so vreeslik betaal het destyds toe ek lewenslid geword het nie. Ek het nie geweet hoe lank my lewe gaan wees nie. Ek het maar 'n kans gevat. Maar ek pluk nou nog die vrugte van daai nou dubbel of daai tyd in vergelyking met nou enkel. Toe ek hoor waaroor die gesprek gaan, was ek baie opgewonde. In die eerste plek, ek is baie lief vir geskiedenis. Ek dra my eie geskiedenis ook al 'n hele end saam. En ek is baie lief vir soldate. Ek self was vir 24 jaar 'n soldaat, as kapelaan, en nie in die staande mag nie, maar in die burgermag. Ek het beginne as 'n troep in die kommando's, en toe's ek oorgeplaas na die brigades toe, en my laaste pos was as
7 divisie se kapelaan en my bevelvoerder was daai tyd brigadier, later aan generaal-majoor De Vries, Roland De Vries. Ek het die voorreg gehad om saam met hom te werk. En u sal weet wat die geskiedenis ken. Hy was toe in Mandela se tyd aangestel as tweede in bevel van die weermag. Net interessant hoe mense lewens loop. Met die oog daarop het ek dus in my konkordansie gaan rondkrap om te kyk waar praat die Bybel oral van soldate. En dis interessant, as 'n mens dit nou een vir een teks gaan lees, gedeeltes gaan lees, hoe dat die soldaat vanuit verskillende hoeke uit belig word deur die skrif self. Die eerste gedeelte wat ek wil lees is uit Matteus 27. Dit speel juis af in die lydenstyd. So dit pas nou perfek ook dan hierin. Die gedeelte is uit Matteus 27 vanaf vers 27. Pilatus het Jesus vrygespreek en toe sê hy vir die soldate, goed, vat julle oor. Toe het die soldate van die prokurator, dis nou Pontius Pilatus, vir Jesus na die praetorium saamgeneem en die hele kohort soldate by hom byeengebring. Dis nou maar so plus minus 100 man. Hulle het sy klere uitgetrek en 'n helder rooi mantel om hom gehang. En nadat hulle die soldate 'n kroon van doringtakkies gevleg het, het hulle dit op sy kop gesit en 'n riet in sy regterhand. Hulle het voor hom gekniel en met hom die spot gedryf. Gegroet koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die riet geneem en hom herhaaldelik op sy kop, waar die kroon nou was, dorings, op sy kop geslaan. Nadat hulle met hom gespot het, het hulle die mantel afgehaal, sy boklere vir hom aangetrek en hom weggelei om gekruisig te word. Die rol van die soldaat in hierdie swaar kry geleentheid van die Here. Maar dan kry ons ook op 'n ander plek, kry ons van die ander soort, as ek dit so mag stel, soldaat. 'n Ander kwaliteit as die wat van tevore gelees is, met die onthou dat hulle was as soldate bevele moes navolg. Maar nou kry jy mens ook die ander kant, in Lukas 6. 'n slaaf van 'n sekere centurio, centurio is ons sou nou sê, kommandant, in ons weermagsterme van destyds, wat 'n peloton gedryf het. Wat vir hom baie werd was tot die dood toe siek. Soldaat, se troep is siek. Toe hy van Jesus hoor, het hy 'n paar van die Joodse familiehoofde na hom gestuur, met die versoek dat hy hom om sy slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend versoek en gesê, hy verdien dit, dat u dit vir hom doen. Want, word daar gesê van die soldaat, van die centurio, want hy gee om vir ons volk, vir die Jode. Hy's 'n Romein, maar hy gee om vir ons volk. En het uit sy eie
Die sinagoge, die Joodse kerk, het hy gebou vir ons. Jesus het saam met hulle gegaan en hy was nie meer ver van die huis af nie, toe stuur die centurio vriende om vir Jesus te sê, meneer, moenie verder moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek ook nie my waardig geag om self na u toe te gaan nie. Maar, sê hy, sê net 'n woord, daar waar u ook al is, sê net 'n woord, en laat my slaaf gesond word. Want ook ek, sê die offisier, ook ek is 'n man wat onder gesag staan, met soldate onder my bevel. Vir die een sê ek, gaan, en hy gaan. En vir 'n ander, kom, en hy kom. Vir my slaaf sê ek, doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy verwonderd, en het omgedraai na die skare, wat hom gevolg het en gesê, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek nie so 'n groot geloof gevind nie. En toe die mense wat gestuur is by die huis terugkom, het hulle die slaaf gesond aangetref. Selfe beroep, twee uiteenlopende reaksies. Mag die Here ons altyd vind by die laasgenoemde, waar ons soldaat van die Here is, getuie van die Here is, so dat dit werklik tot vrug van die koninkryk sal kom. Die Here seën u, seën die byeenkoms van die oggend. Onse Vader, ons dank u dat u as Vader, dat u vir ons, u kinders, liefhet, en dat u ons toerus met krag uit die hoogte, toerus vir waarvoor ons ook al geroep is, om op te tree. Of dit nou voorsitter is, en of dit sekretaris is, en of dit spreker is, navorser, vir almal is u die bron van kennis, die bron van insig, en gee u vir ons vermoëns, ver bo wat ons dalk verdien. Dankie dat soveel besig is, om op een of ander manier besondere sake wat na aan die hart lê, so te dien, dat dit gaan om uit te bou, vas te messel, en nuwe rigting te gee in besluitneming. Ons bid vir u om u teenwoordigheid nou hier, ook op hom wat die boodskap vir ons bring, dat u genade ook vir ons almal genoeg sal wees. En wanneer ons later terugreis huis toe, dankie dat u saam met ons ry. Amen. Baie dankie meneer François, baie gepaste woorde vandag. Ons waardeer baie dat jy van Somerset af gekom het tot hier om met ons te kom praat. Ons volgende skyf is die verskonings en daar kan u vinnig sien die persone wat om verskoning gevra het, dat hulle nie die vergadering kan bywoon nie. Uit die aard van die saak, baie mense woon 'n bietjie ver, so dit is vir hulle baie moeilik om tot hier te kom. Dan, as ons kom by mosie van roubeklag, is ons nie bewus van enige iemand wat afgesterf is nie. Is daar miskien iemand wat bewus is van iemand wat in die afgelope tyd van Oktober verlede jaar tot vandag vir ons afgesterf het? Niemand nie. Ons is baie dankbaar dat almal behoue gebly het. In COVID het dit nie so goed gelyk nie. Dan die notulen
van die vorige vergadering, 26 Oktober, is aan u versprei, en ek glo u het dit almal gelees. Kan ons 'n voorstel kry dat dit aanvaar word, as daar enige korreksies daarop? Voorstel Andrew, Kok en Ivan nou weer. Daar's hy. Goed. Ek het die notule hier. Voorsitter, ek dink die fout is die volgende AJV word aangedui as Oktober maand in plaas van Goed, heeltemal reg. En hier is ons nou met die volgende jaarvergadering. Dan die finansiële state. Ek het net 3 skyfies daar rondom die finansiële state en ek gaan dit net vir u vinnig dit deurlees. Die vereniging het die vorige boekjaar afgesluit met 'n oorskot van R5.858. In 2023 was dit R5.108. Dank aan die trust vir die ondersteuning van R217.000. In 2024 was dit R115.000. Ledegeld was R12.331, 11 lede plus 1 oorseese lid en 2 korporatiewe lede, in vergelyking met 2023 wat ook 11 lede aangesluit het. Die verkoping van genealogie is met 12% op vanaf 2024. Dit is nogal pragtig dat die genealogie baie goed verkoop. Uitgawes is hoër as gevolg van bemarking wat voorheen deur die trust betaal is, hoër jaarvergaderingskoste en rekenmeesterskoste. Dan die Huguenote Trust is die eienaar van die eiendomme en ander vaste bates. Die trustees het besluit om die rekenkundige beleid te verander en die museumontwikkeling en die Huguenote boekontwikkelingskoste af te skryf om die regte ekonomiese waarde aan te dui. Ten opsigte van die Huguenote Trust state 'n tekort van R4.593. In 2024 was die tekort R258.021. In 2025 het ons die aandele verkoop met opbrengs van R236.258 wat die verlies tot R4.593 laat krimp het. Die waardevermindering was R281.332 en in 2024 was dit R294.246. Bates word nou baie meer realisties in die state aangetoon. Ons het 'n konsultant, Sydney van Heerden, aangestel wat help met fondswerwing. Dit begin vrugte afwerp. Dan die monument toegangsgelde. Toegangsgelde was hierdie jaar R429.530. In 2024 was dit R320.070. Ek het sopas nou net voor hierdie vergadering het ek 'n kort afspraak gehad met Anita de Pre, die bestuurder van ons monument, en sy het gesê dat die bywoningsgetalle is tans terug waar dit was voor COVID. So ons is baie dankbaar dat die bywonersgetalle of die besoekersgetalle baie mooi toegeneem het. Net 'n invloed om te bedryf R1.473 in 2024 en uitvloei van R25.584. Oorweeg asseblief alternatiewe donasies en erflatings aan die Huguenote Trust vir die volhoubare bestaan van die Huguenote erfenis. En dit is ons baie belangrik dat ons in ons testament iets bemaak aan die Huguenote Trust, sodat ons hierdie saak kan vorentoe gaan. Ongelukkig is raak alles duurder en koste raak al hoër. Ons is almal bewus van inflasie wat 'n kewer is wat aan ons houte vreet. So maak gerus 'n skenking daar, enige skenkings vanaf R1 tot miljoene is baie welkom te enige tyd. Die Huguenote Trustbalans, totale bates van R7.353.379, bestaan onder andere uit die aandelebelegging van R4.699.382 en die markwaarde is R6.359.683. Die museumontwikkeling is R2.520.833 en 2024 was dit R2.791.930. Die finansiële state van die vereniging en die trust is by die kantoor beskikbaar en u kan maar net met Amelia skakel.
en dan kan u die volledige state daar by haar gaan besigtig, as u dit graag wil. Die goed is baie goed gekontroleer, en hier wil ek sommer onmiddellik dankie sê aan Hanke, Fourie en Paul, wat vir ons hierdie state so bymekaar trek en dit skitterende werk daar doen, regtig waar, dit is geweldig baie werk wat hulle agter die skerms doen, so baie dankie aan die twee menere. Dan sake in die notulen, ons het geen sake wat uit die notulen voorspruit nie, die nuwe sake is daar ook nie veel nie, dit is net 'n kwessie van, daar is nie vandag 'n jaarverslag nie, uit die aard van die saak het ons 'n paar maande gelede vir die jaar in Oktober vergader, waar Andrew sy laaste jaarverslag gelewer het. Dit is te kort om 'n volledige jaarverslag te lewer, so ons sal volgende jaar April maand vir 'n jaar in 6 maande dan eerder 'n ordentlike jaarverslag aan u lewer, wat veel meer sin gaan maak vir u. Dan kom ons by die verkiesing van die hoofbestuur. Daar sien u die verskillende lede van die hoofbestuur wat daar is. Ek is die voorsitter, Dr. Kok, wat die ondervoorsitter is, Hanke Fourie, wat ook ondervoorsitter is, sy termyn verstryk, Eugene de Tooy, Gawie Groenewald, Dennis Meland, wie se termyn verstryk, dan is dit Ingrid Maris, wie se termyn ook verstryk, Paul Roux, wat lid is, Hailey Pinaar, professor François de Tooy en Bert Sorgdrager, wat 'n gekoopteerde lid is. Die wonderlike van die situasie is dat al die lede is bereid om nog 'n termyn te dien. Is dit vir u so aanvaarbaar, of wil u van een of meer van hulle ontslae raak, dan kan ons dit nou doen. Is daar 'n voorstel dat ons dit so kan aanvaar? Mevrou Ivan? Goed, en sekondant daarvoor? Paul, baie dankie. Goed, dan gaan ons aan. Ons gasspreker is vandag Daniel Liter, en voordat ek enigstens verder gaan, wil ek graag vra vir Ingrid Maritz. Sy ken hom baie goed, om vir Daniel Liter vir ons voor te stel. Ingrid, baie dankie. Goeiemôre almal. Baie hartlik welkom van my kant af ook in hierdie pragtige gebou, die NG Kerk, wat ook ons oudste monument is. Ons is baie trots op die gebou en dit is 'n groot voorreg om vandag die vergadering hier te hê. Al was daar baie omskommelinge, is ek bly dat die kerk vir ons beskikbaar was om die vergadering te hê. So, ons is baie opgewonde om vir Daniel Liter vanoggend hier te hê as 'n spreker. En ek wil net vinnig vir julle net 'n bietjie van 'n agtergrond gee van Daniel. Hy is 'n Afrikaanse skrywer, 'n dosent wat woonagtig is in die Parel, maar hy's gebore in Vryserburg in die Karoo. Hy het gematrikuleer in Hoërskool Outeniqua en hierna studeer hy teologie, kommunikasiekunde asook onderwys. Hy was 'n aantal jare in die uitsaaiwese plaaslik, maar ook in Europa. Sedert 2016 is hy verbonde aan die TVET College in die Wynlande as 'n programbestuurder van vaardigheidsontwikkelingsprogramme. Hy is ook betrokke by die Boardinghuis-teater in Wellington, die Langenhoven Gedenkfonds, die FHK en ook Proteahuis. Nou, die boeke wat al uit Daniel se pen gekom het, is die volgende. 2 bundels oor moordverhale, 17 maal 'n moord en 17 maal moord en dan 14 maal moord die opvolg. En dit gaan oor opspraakwekkende, interessante moordverhale van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Dan die groot pad is die grondpad. Dit is stories oor die Karoo mense. En dan is daar dwars, rare karakters onder ons, as ook gedaantes en gedoentes, ware spookverhale van Suid-Afrika. Nou hierdie 2 boeke, dwars en gedaantes en gedoentes, word nou ook bespreek op RSG
woensdaagoggende. Ek weet nie wie van julle daarna luister nie. Dit is absoluut fascinerend. Elke woensdagoggend net so na 8 op en wakker op RSG praat Daniel self oor al hierdie interessante stories. Goed, dan sy heel laaste boek wat ook ongelooflik interessant was, is Bloubloed, die koninklike spore in Suid-Afrika. Nou Daniel het 'n kop vol kennis en 'n pen vol stories. Hy is 'n ware storieverteller. Sy verteltrand is lig, dis boeiend, dis fascinerend, dis vol geskiedenis, dis ware feite, maar hy het ook 'n skeut humor wat hy altyd inbring. Dit is werklik waar heerlik om na hom te luister. So, ons sien baie uit na jou aanbieding vir oggend. As ek net sy titel vir julle kan lees, want Daniel het vreeslik baie stories. Sy tyd gaan eintlik te vinnig verby, maar die titel van oggend is 'n waarsêer, 'n gifmoord, 'n bloedige huwelik en 'n goeie man. Die aanloop en die afloop van die koms van die Hugenote na Suid-Afrika. So ek stel vir julle voor aan Daniel Lotter. Baie dankie. Nee, 100% reg. Baie dankie vir die bekendstelling, Ingrid. Ek nou vir 'n oomblik gewonder of ek die ou ken. Dis 'n enorme voorreg om hier by u te wees en in hierdie pragtige gebou, soos Ingrid gesê het, my aanvanklike studieveld was in die teologie. So die instink het nou amper ingeskop om te begin met, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Maar ek gaan dit nie doen nie, want ek dink nie, dit is heeltemal gepas, daarby dat ek nou eintlik vanoggend by u kuier om te skinder oor die voormense nie. So kom ons kom nou by hierdie interessante klompie mense met wie ek graag vanoggend oor u wil praat, of oor wie ek met u wil praat. U sien, die geskiedenis rondom die koms van die Hugenote na die Kaap is aan ons almal tog immers wel bekend. Ons ken almal van skooldae af die verhaal van die roeping van die Edik van Nantes, die godsdienstige konflik in Frankryk tussen protestant en katholiek, en hoe dat Simon van der Stel uiteindelik bemiddel het om 'n klomp van hierdie Franse vlugtelinge na die Kaap te bring, en hoe dat hulle hier gehelp het om die samelewing van hulle tyd, maar ook die samelewing van ons tyd te vestig. Maar wat nou minder bekend is miskien, is die ongelooflike verhaal wat aanloop gegee het tot die ontstaan van die Hugenote self, en die rol van ander Franse wat na Suid-Afrika gekom het voor en na die tyd van, kom ons noem dit ons Hugenote. So ek wil vandag so 'n paar minute vlugtig fokus op die interessante verhaal van 4 vroue en 'n man wat nie altyd in ons herinneringe oor die Hugenote sterk na vore kom nie. En as ek nou praat oor hierdie 4 vroue, ek het eendag met 'n klompie mense oor die storie gepraat, na die tyd sê 'n ou vir my, nou weet ek wie's die tantes van Nantes. Dis die 4 dames. U sien, kom ons gaan gou terug, hier na die middel van die 16de eeu. Daar was 'n ongelooflike magspel aan die gang tussen die koninklike hof in Parys, die kantoor van die paus in die Vatikaan, en 'n amper bouvallige ou middeleeuse kasteel in die berge op die grens tussen Frankryk en Spanje. Dis 'n verhaal wat uiteindelik sou afspeel rondom fabelagtige bruidskatte, 'n gifmoord en die voorspellings van 'n waarsêer, alles teen die agtergrond van die godsdienstige konflik tussen protestant en katholiek. In Frankryk self is daar 'n geweldige stryd om die besitreg van die troon. Die huis van Valois regeer oor Frankryk. Maar nou moet ek vir julle sê, hulle is op hulle beste dag maar 'n wankelmoedige spannetjie. Hulle is in elk geval gedurig ook op die randjie van bankrotskap. Nou word die huis van Valois uitgedaag deur die huis van Guise om die besitreg van die Franse troon. En om daardie stryd te voer, het die Franse koning geld nodig.
In Rome sit die geslepe Paus Clementius die 7de. En hy sit met sy hande in sy hare, want die protestantse beweging daag die gesag van sy kerk uit. En tussen hom en die koning van Frankryk dink die twee van hulle 'n verskriklike geslepe plannetjie uit. Jy sien, Paus Clementius is die broer van die Florentynse koopman Lorenzo de Medici. En Lorenzo de Medici ken die einde van sy skatte nie. So die twee van hulle maak 'n plan om Lorenzo se dogter Caterina de Medici te laat trou met die tweede seun van die Franse koning. Caterina is baie te vind vir hierdie plan, want nie alleen verhef dit haar tot die Franse adelstand nie, maar dit plaas haar nasate in direkte lyn tot die Franse troon. En so kom sy met 'n kus vol goud in Parys aan. Wat niemand voorsien nie, is dat haar skoonpa, die koning, en haar man se ouer broer, die kroonprins, binne enkele weke uitmekaar in 1547 te sterwe kom. En dit beteken dat haar man opvolg tot die troon en die koopmansdogter uit Italië word die koningin van Frankryk. En eintlik, de facto, die regeerder van Frankryk. Want haar man is regtig op sy allerbeste, niks beter as 'n natwaslap nie. Caterina het twee doelwitte voor oë. Sy wil die Franse troon beveilig vir haar Valois nasate, en sy wil seker maak dat Frankryk teruggewen word vir die katholieke kerk, want dit was haar belofte aan haar oom, die paus. Nou, behalwe vir die feit dat Caterina de Medici 'n kop vir politiek en magspeletjies het, is sy werklik 'n slinkse en 'n gewetenlose vrou. Haar man, hierdie hopelose koning Henri die Tweede, was seker ook nou nie heeltemal so nutteloos nie, want daar word daarom 4 seuns en 'n dogter uit die huwelik gebore. Maar Caterina wil baie seker maak dat die toekoms uitspeel volgens haar plan. En daarom lê sy besoek af aan een van die mees omstrede mense van haar tyd, die enigmatiese waarsêer Michel de Notre Dame, wat ons vandag ken as Nostradamus. Nou, volgens die verhaal plaas Nostradamus 'n groot spieël op 'n laattafel, en hy laat die koningin 7 keer om die tafel loop, en daarna buig sy oor die spieël. In die weerkaatsing van die spieël sien sy eers haar oudste seun, kroonprins François. Hy stap 12 keer in die ronde. Toe vervaag die beeld, en toe verskyn haar tweede seun, Charles, en hy stap 23 keer in die ronde. Ten laaste verskyn toe haar derde seun, prins Henri, en hy stap 16 keer in die ronde. En toe verduister die spieël. En dit verhelder weer, en die spieël kraak. En toe verskyn die beeld van prins Henri van Navarre. Nostradamus lê die ding vir haar uit. Hy sê vir haar, kyk, die 3 seuns van jou sal regeer, die 4de een nie. Die aantal kere wat hulle om die spieël gestap het, is die aanduiding van hulle regeringsjare. Maar na jou derde seun sal daar nie weer 'n Valois koning in Frankryk wees nie. Dit sal die prins van Navarre wees. En dit ontstig vir Caterina verskriklik, want prins Henri van Navarre is 'n protestant. Kom ons los die hele onsmaaklike spulletjie net eers daar. Ons skuif gou ons blik na die kasteel van Navarre in die berge tussen Frankryk en Spanje. Jy sien, Navarre is 'n klein selfregerende koninkryk, en dit word regeer deur die huis van Albret. Die koning van Navarre, hy het net een kind, 'n dogter, Jeanne de Albret, en sy volg op tot die troon van Navarre. Sy is getroud met Antoine de Bourbon, die magtige en skatryk hertog van Vendôme. En uit hulle huwelik is daar een kind gebore, hierdie selfde prins Henri, wat in die spieël verskyn het. Jeanne de Albret, sy staan absoluut geen tree terug vir Caterina de Medici nie. Sy is ewe slim, sy is ewe ambisieus, maar daar's 2 groot verskille. Jeanne is nie so slinks en gewetenloos soos Caterina nie, en sy is natuurlik 'n oortuigde protestant. In 'n museum in Parys kan u vandag nog 'n stukkie borduurwerk sien
wat Jean van Navarre as 6-jarige dogtertjie gemaak het. En op die geborduurde doek is daar 'n toneel van 'n klompie Romeinse priesters wat die mis bedien. Maar almal van hulle het jakkalskoppe. So Jean se ambisie is om die protestantse geloof oor Frankryk uit te brei. En daarom moet sy haar voet aan die Franse hof probeer kry. Terselfdertyd sit ou Catharina in Parys en sy maak haar eie planne. Eers bekonkel sy 'n huwelik tussen haar oudste seun, kroonprins François, en die kroonprinses van Skotland. En dis amper 'n lagwekkende storie, want prins François is 12 jaar oud en hierdie prinses Mary van Skotland is 5 jaar oud, toe hulle nou tot 'n huwelik gedwing word. Hierdie prinses Mary is dieselfde een wat later bekend sou word as Mary Queen of Scots, Maria die koningin van die Skotte. Haar lewensverhaal sou weer 'n geweldige invloed op die Engelse geskiedenis hê. Maar die tweede huwelik wat Catharina de Medici reël, is tussen haar beeldskone dogter Marguerite en prins Henri van Navarre. Nou teen hierdie tyd het daar nou ook al heelwat water in die see geloop. Catharina se ou man is nou al dood. Prins François het op 15-jarige leeftyd koning geword. Hy het minder as 'n jaar regeer en toe sterf hy aan tuberkulose. En dis toe waar Mary nou teruggestuur word Skotland toe. Die tweede seun het nou al opgevolg, Charles. Hy was maar 10 jaar oud toe hy koning van Frankryk word en hy regeer vir 'n totaal van 14 jaar. Hierdie onheilige ooreenkoms vir die huwelik van Marguerite de Valois, die dogter van Catharina, en Henri van Navarre, die seun van koningin Jean, vind plaas in die voorlaaste jaar van hierdie koning Charles se bewind, 1572. En in die ganse Europa is daar net 2 mense wat dink dat hierdie huwelik 'n goeie plan is. Dis Jean van Navarre en Catharina de Medici. Nou Marguerite, prinses Marguerite, sy is net so 'n klein gifrogga soos haar ma. Sy kan haar bruidegom voor haar oë nie verdra nie. En die bruidegom het ook nie eintlik veel erg aan haar nie, want hy hou meer van mense van sy eie geslag. Maar teen hierdie tyd is koningin Jean toe reeds die onbetwiste leier van die protestantse beweging in Frankryk, tesame met die gevierde admiraal Gaspard de Coligny. Sy vertrek dus van die kasteel van Navarre in die herfst van 1572 na Parys om te help reël aan hierdie huwelik van haar seun en Catharina se dogter. En 2 maande voor die troudag, toe bars die bom. Jean eis van prinses Marguerite, die toekomstige skoondogter, om te weet wanneer sy nou van plan is om haar tot die protestantse geloof te bekeer, voor of op haar troudag. En Marguerite antwoord ewebekkig terug, dat sy die katholieke geloof nie sal afsweer vir die magtigste prins in die wêreld nie, en zeer sekerlik nie vir die prins van Navarre nie. Nou daar en dan sit koningin Jean haar voet neer en sy sê, hierdie huwelik gaan nie plaasvind nie. En Catharina is paniekerig. Sy het 'n parfuumbereider aan die hof, 'n man met die naam van René Bianchi, 'n Italianer. En sy gee hom opdrag om 'n paar pragtige seemsleer handskoene met parfuum te behandel en dit as 'n versoeningsgeskenk aan koningin Jean te gaan oorhandig. Dieselfde aand word koningin Jean siek. Sy kla van hoofpyne, gewrigspyne, haar maag is onderste bo, sy's later lighoofdig en 3 dae later, na 'n ontsettende lyding, sterf sy op die 4de Junie 1572 in Parys. En tot hierdie dag toe kon dit nog nooit bo alle twyfel bewys word dat Catharina de Medici haar laat vergiftig het nie. Maar die protestante in Parys glo dit vas. Hulle glo die handskoene was vergiftig. Nou kan 'n mens jou voorstel op watter breekpunt die situasie is. Maar Catharina is in beheer en die huwelik gaan voort. En weet jy, dit word 'n huweliksfees uit die hel self. Die swakkeling koning Charles die 9de, onder sy ma se invloed, gee in die geheim opdrag dat daar op die nag van die huweliksfees toegeslaan word op die protestante in Parys. Dis die nag van 23 op 24 Augustus 1572, die katholieke feesdag van Sint Bartholomeus
In die nagure slaan die koninklike soldate toe op die huise en die herberge van die protestante en mense word voor die voet om die lewe gebring. Dis 'n orgie van geweld en bloedvergieting. Onder hierdie mense is ook admiraal Gaspard de Coligny. Genadiglik ontsnap 'n hele klomp van hierdie mense en hulle steek die grens oor na die Nederlande. In Parys, totaal oorweldig deur die tragedie van sy ma se dood en die slagting van sy vriende en volgelinge, soek prins Henri van Navarre onder druk van sy nuwe skoonma en hy gaan oor na die katholieke geloof. Nou by hierdie hele goor spul van samesweerders en moordenaars hoef ons nie verder te vertoef nie. Dis genoeg om te volstaan daarmee dat 'n jaar later die jong koning Charles sterf. Sy broertjie Henri, dis nou die wit broertjie van ou Catharina, hy volg op tot die troon en hy maak so 'n totale hondebrekvis van sy regering dat hy in 1589 in 'n sluipmoordaanval om die lewe gebring word. Die laaste oorlewende seun van Catharina, die sterf kort voor hierdie koningsbroer van hom. Hy is in elk geval swaksinnig, so daar was geen sprake dat hy kon opvolg nie. En derhalwe gaan die Franse troon nou oor na prins Henri van Navarre en prinses Marguerite van Valois. Die twee word koning en koningin van Frankryk en hulle vestig die huis van Bourbon. Henri doen 'n goeie ding. Hy bring vrede. Hy vaardig die edik van Nantes uit en hy waarborg godsdienstvryheid aan die protestante. Hoewel hy tot die einde van sy eie lewe 'n katholiek bly. En daarvoor word hy in die Franse geskiedenis opgeteken as die goeie koning Henri. Nou dis sy kleinseun, Louis die 14de, wat uiteindelik die edik 87 jaar later in 1685 sou herroep, en daarmee die hele debakel van vooraf aan die gang sit, en wat uiteindelik sou lei tot die koms van die Huguenote na die Kaap. Kom ons gaan vir 'n oomblik terug na Sint Bartholomeusnag en die mense wat na Nederland vlug. Onder hulle is daar 3 families wat uiteindelik 'n geweldige rol in ons eie geskiedenis sou speel. Een daarvan is die familie van die Marquis Pasque de Chavon. Sy seun, skoondogter en hulle kinders vlug na Nederland. En hulle sou tot hierdie dag vandag nooit weer na Frankryk terugkeer nie. Dan is daar ook die heer Abraham de la Quillerie, wie se seun Abraham in Nederland sou studeer, predikant sou word, en wie se dogter Marie uiteindelik sou trou met die koopman Jan Antonissen van Riebeeck van Culemborg. In 'n sekere sin was Maria van Riebeeck dis eintlik die eerste Huguenot wat na die Kaap gekom het. Die derde persoon in wie se geselskap beide die Pasque de Chavons en die de la Quilleries na Nederland ontvlug, is die formidabele Louise de Coligny, die weduwee van die admiraal wat vermoor is. Sy trou uiteindelik in Nederland met die stadhouder Prins Willem van Oranje, of in die Nederlandse geskiedenis Willem de Zwijger. En daardeur word sy die de jure koningin van die Nederlande. Haar invloed in die Nederlandse kerklewe en die politieke lewe lei tot die uitbreiding van die Nederlandse invloed oor die wêreld deur die stigting van die Verenigd Oos-Indiese Kompanjie en die Verenigd Wes-Indiese Kompanjie. Indirek dus deur die ingryping van Louise de Coligny volg die vestiging van die verversingspos aan die Kaap in 1652. Ons het hier te doen met 4 merkwaardige vroue: Catharina de Medici, Jean van Navarre, Marguerite de Valois en Louise de Coligny. Baie jare het verloop. In Frankryk is daar vir baie lank betreklike vrede tussen protestante en katholiek. Die goeie koning Henri is lankal dood. Die VOC het aan die Kaap 'n handelspos gestig. Die van Riebeeck se tyd aan die Kaap is verby. Die van Estels se tyd aan die Kaap is verby. Die edik van Nantes is lankal herroep.
Die Hugenote het aangekom en tussen hierdie pragtige Bolandse berge het die Rousseaus en die Norkees en die Leroux en die De Tooys en die Nels en die Taljaards en die Trons en 'n horde ander wortel geskiet. En toe kom daar aan die Kaap 'n man wat op 'n snikhete Dinsdagmiddag die geskiedenis van ons Suid-Afrikaanse samelewing so radikaal sou verander, dat ons dit vandag nog beleef. U sien, tussen 1652 en 1803 was daar 'n totaal van 20 Nederlandse kommandeurs en gouverneurs aan die Kaap, onder bewind van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie. Van hierdie 20 was slegs 2 van adelike herkoms. Die een was die baron Joachim Amema van Plettenberg. Die ander was die Franse markies Pasque de Chavon. Behalwe vir konings en keisers en prinse wat hulle voetspore in Suid-Afrika gelaat het, was die 2 mense van die hoogste adelike afkoms en die blouste bloed, 2 mense wat tussen 1652 en 1910 in Suid-Afrika sou leef. En dit was die markies Pasque de Chavon en die vrou van een van die Britse gouverneurs. Dis ironies dat albei van hulle eintlik skraps onthou word in ons geskiedenis. En wanneer daar dan van hulle gepraat word, word daar altyd verwys na hulle kenmerkende nederigheid en menslikheid. Met 'n speling van so 9 jaar, verloop daar presies 'n eeu tussen die aankoms van die markies de Chavon aan die Kaap in 1714 en die sterfte van die Lady Elizabeth Somerset in 1815. Nou waar pas markies de Chavon en Lady Somerset by mekaar in? Uit die verre gryse verlede deel hulle 'n spatseltjie Plantagenet bloed. Die Plantagenets wat in die vroeë middeleeue regeer het oor Engeland en oor Frankryk. Lady Elizabeth se Engelse koningsoupa grootjie en die markies de Chavon se Franse koningsoupa grootjie was neefs van mekaar. Nou vir diegene in hierdie gedeelde bloed is wat hulle so eenes van geaardheid gemaak het, dit kan 'n mens maar net oor bespiegel. Want oor die markies de Chavon kan jy maar dieselfde sê as wat die profeet Jesaja in hoofstuk 30 vers 15 van die King James Bybel sê, in quietness and in trust shall be your strength. Jy sien, hy was 'n man van min woorde, maar wanneer hy gepraat het, dan kon jy maar luister na hom. Kom ons gaan net gou vinnig weer terug na die nag van 23 Augustus 1572, Bartholomeusnag. Onder hierdie protestantse adel wat uit Frankryk vlug, is dan nou, soos ons gesê het, Louise de Coligny. Haar neefie, Pierre Pasque de Chavon, is 'n klein seentjie. Hy vlug saam met haar. Sy pa is die ou markies Joachim de Chavon, en hy kom agterna na Nederland toe. Hy laat die pragtige ou kasteel van Chavon naby Tresnay in die wynlande van Bourgondië net so agter, met al die wonderlike tapuite en tapisserieë en wapentuig, meubels, porselein, silwerware. Hy laat dit net so agter vir die gewetenlose Catharina en daardie voorskoot klouende seun van haar, François die tweede. Louise word uiteindelik in later jare, soos ons gesê, die 4de vrou van Willem de Zwyge, die prins van Oranje, eerste stadhouder van Nederland. Met verloop van jare vestig die Chavon familie hulself in Nederland en hierdie seentjie word groot. Maar hulle is baie arm. In Den Haag trou die verarmde Pierre de Chavon met 'n ander protestantse vlugtelingsdogter, die grafin Jeanne de Savorgnan. Hulle is die ouers van die erfgenaam van die titel. Hulle doop hom Maurice, maar die Hollanders noem hom Maurits. Hy word gebore op 23 Julie 1654 in Den Haag. Maurits, wat later die 7de markies
Pasque de Chavon sou word. Nou vir 'n edelman sonder 'n penny op sy naam, is daar in 'n vreemde land net een genade. Hy word 'n soldaat. Maar hy sal redelik lank in die tand vir sy tyd, toe hy op 35-jarige ouderdom in die huwelik tree, met 'n vrou uit 'n baie vooraanstaande Hollandse familie, Batarazina Kien. Hy trou met haar in 1689. Batarazina is die dogter van 'n Utrechtse regsgeleerde en 'n ander Franse edelvrou, Marie de Beaumont. Is dit nie ongelooflik hoe die vroue se invloed in hierdie hele geskiedenis was nie? Nou, teen die tyd wat die twee toe trou, is Maurits Pasque de Chavon alreeds die 7de markies. En hy's 'n aansienlike man. Hy's besonder lank vir 'n Fransman. En miskien vanweë die familie se geskiedenis van vlug en verlies, dalk vanweë sy omgang met gewone soldate in die barakke van die leer van die Staten-Generaal, is daar by die markies geen teken van hoogmoed, trots of killeid nie. Sy militêre rekord op sigself getuig van 'n man wat omgee vir die mense onder sy aanvoering. Hy lei 'n infanterieregiment tydens die Spaanse opvolgingsoorlog tussen 1701 en 1713 en hy stap daar weg met die rang van luitenant-kolonel en die bewondering van sy manskappe vir hierdie edelman wat langs hulle swaard omhoog sou veg. Toe die oorlog nou tot 'n einde kom met die verdrag van Utrecht, besef die markies dat sy daar op die slagveld verby is. Hy het 'n vrou, hy het 2 kinders, Anne Magdalene en Pierre Roges, al 2 kleuters om aan te dink. En die beste opsie vir hom is om aan te sluit by die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie vir 'n loopbaan. Maar die Here 17 in Amsterdam is op hierdie stadium desperaat op soek na 'n geskikte man om die gouverneursamp aan die Kaap oor te neem, want die rampspoedige bewind van gouverneur Louis van Assenburg het tot 'n einde gekom met die ou se afsterwe 2 dae na Kersfees 1712. So Maurits Pasque de Chavon word uit die leer ontslaan met die rang van brigadier en in diens geneem by die kompanjie. En dit verseker ook 'n goeie toekoms vir sy broer, Dominique Martius Pasque de Chavon, wat die aanstelling kry as die kaptein van die garnisoen aan die Kaap. En ook vir sy vrou se neef, Cornelis van Beaumont, wat die fiskaal aan die Kaap word. Hierdie klein seentjie van hulle, Pierre Roges, sou in later jare die hoogste amp in die kompanjie beklee, direkteur-generaal van Oos-Indië. As ons nou die markies wil begin verdink van nepotisme, hang net gou-gou aan. Dis nie die waarheid nie. Ons moet daarin billik wees. Hy het nie die aanstellings gedoen nie. Al neem 'n mens nou in ag die tydrowende pas van korrespondensie van die tyd, dan sukkel jy nog steeds om te verstaan waarom dit meer as 2 jaar neem vir die Here 17 om Pasque de Chavon aan te stel as plaasvervanger vir Van Assenburg. In die periode van 2 jaar neem die sekunde Willem Helot waar as gouverneur aan die Kaap. En oor hom gaan ek my volstaan met professor Hugo se beskrywing. Hy was 'n deurtrapte skelm. Dis nou behalwe vir die feit dat sy bitter onsmaaklike ou vrou kwai vriende met almal in die Kaap is, omdat sy glo dat sy verdien om in die voorste bank van die kerk te sit. Nou vir sulke nonsens het gouverneur Pasque de Chavon regtig nie tyd nie. Hy is eintlik maar redelik blekerig om die kiewe na die moeilike vaart, want die familie het ondertussen uitgebrei met die geboorte van tweelingdogters en nog 'n seentjie. Tydens die vaart aan boord van die kompanjieskip die Kokkinge tref 'n ontsettende storm die skip. Vir 23 dae sit Markies de Chavon, Batarazina, 2 diensmeisies, 2 kleuters en 3 babas in 'n klein bedompige kajuit sonder warm kos of skoon water. So 'n mens kan verstaan dat die nuwe gouverneursvrou nou nie op haar beste lyk toe sy in die Kaap aan wal kom nie, in teenstelling met ou Maria Helot, wat die helfte van die kaai vol staan met haar mousselinrok en haar net so hoity-toity hou soos wat sy maar kan. Ek gaan my gaping vat en verder oor haar skinder. Sy was 'n Nooi Engelbrecht
van Stellenbosch. 'n gebore Kaapenaar, en sy trou met dominee Hercules van Loon, die eerste predikant van Stellenbosch. In gouverneur Willem Adriaan van der Stel se dae is dit 'n moeilike gemeente. Dominee van Loon sukkel met die klomp. Want dis broeders soos Adam Tas en Henning Husing, en hulle beklei met almal, meeste van die tyd met die gouverneur. Ou dominee van Loon is 'n bekrompe mannetjie, en hy is nie opgewasse teen die hele klomp nie. En op 'n somber Bolandse oggend aan die einde van Augustus 1704 hou hy met sy perdekarretjie stil op die stiltetjie naby Joostenberg, naaste by waar ons vandag afdraai na Kraaifontein. Hy haal sy pennemesie uit sy sak en hy sny sy eie keel af. Dit was 'n verskriklike skandaal aan die Kaap. Die storie is toegesmeer so ver as moontlik, maar uit die ou kompanjiesverslae kom daar die prontverklaring van een van sy ouderlinge wat reguit sê: "As ek getroud was met so 'n grootse leppige wyf as die predikantsvrou, het ek my eie keel ook afgesny." Skaars 'n jaar na dominee van Loon se dood, trou ou Maria toe met Willem Helot, en nou is sy al vir meer as 2 jaar die vrou van die waarnemende gouverneur. En die is nou, soos ons sê, ook nou maar nie eintlik watsom nie. Hy steel links en regs die kompanjiesvoorraad, hy verkoop het vir sy eie sak. Dis regtig 2 onsmaaklike mense. En hulle wag Markies de Chavon en sy familie in. Die Helot sorg vir 'n verskriklike swerige ontvangs aan die Kaap. Dominee François Valentyn vertel in sy dagboek dat die voorste burgers van die Kaap in hulle pronkerigste Sondagdrag op en af paradeer het op die kaai. Die hele dag donder die kanonskote, 21 van die kasteel, 19 van die skepe in die baai, nog 15 en nog 17 van die 2 batterye. En toe antwoord die kokkinge met nog 30 kanonskote. En daarna volg 3 sarsie-skote van die regimente met hulle muskette. Ek dink teen daai tyd het almal se ore getuig. Dit moes 'n hengse kabaal afgegee het. Daardie aand is daar toe 'n bal in die kasteel. En die slawe hardloop op en af met silwer skinkborde vol kos en bokale vol wyn. Ou Maria lê weg. Sy geniet die kos. Maar Markies de Chavon en sy vrou Batarazina is so 'n bietjie afsydig. Want wat die Kaapenaars nog nie besef nie, is dat die dae van uitspattigheid en vermorsing verby is. Die Markies en die Markiesin Pas de Chavon is mense wat hou van soberheid, eenvoud en beskeidenheid. Sommer die volgende oggend, eerste dag op kantoor, vra die gouverneur die finansiële state. En hy bekyk hulle mooi voordat hy dit so eenkant toe skuif en sê: "Voordat ons enigiets verder doen, moet ons hierdie vermorsing stopsit en van die korruptes ontslae raak." Dag en datum, 2 maande daarna, toe skors hy Willem Helot heel eerste en hy laai hom en ou Maria op die eerste skip met 'n klagstaat in die kaptein se kluis. Helot gaan in Amsterdam verhoor word vir korrupsie en bedrog. Vir die eerste keer ooit is ou Maria se mond stil. Sy is so suur dat sy niemand groet nie, want omdat haar man se salaris gestop is, moet sy nou betaal vir die passaat na Nederland. Maurits de Chavon se tweede taak is om die finansies van die Kaap te probeer verbeter. En dit getuig tog iets van die man dat hy daarin slaag om ekstra belastings in te voer sonder om sy gewildheid in te boek. Die burgers is tevrede om grondbelasting te betaal op hulle weivelde, die seelbelasting op die amptelike dokumente, aksiesbelasting op wynuitvoere, net omdat hulle weet, en hoor jy die weerklank van ons eie tyd hierin, net omdat hulle weet dat dit nie in die sakke van korrupte amptenare gaan beland nie. Maurits Pas de Chavon maak die regering aan die Kaap skoon van korrupsie. As sekunde word Abraham Kranendonk aangestel. Hy is so 'n bietjie van 'n verbeeldinglose bureaukraat, maar 'n bekwame man. Cornelis van Beaumont word fiskaal, kaptein Dominique Pas de Chavon die bevelhebber van die garnisoen, en daarvandaan verder neem Pas de Chavon bekwame amptenare en 'n paar vryburgers in die politieke raad op, manne soos Hieronymus Kruse,
Jan de La Fontaine, wat ook later gouverneur sou word, Koos Slotsboe en Hendrikus van der Meer. Dis die manne wat die politieke raad vorm. De Chavon beperk ook die openbare werke, sodat slegs noodsaaklike onderhoudswerk gedoen word totdat die finansies verbeter. Maar wat die uitstaande kenmerk van die markies is, veel meer as sy korrupte voorgangers, soos Willem Adriaan en die jolige selfbehepte van Assenberg, is hy nie een wat gedurig partytjie wil hou nie. Hy is 'n man met 'n diepe godsdienstigheid. Dit straal letterlik vandag nog uit die dokumente wat uit sy tyd dateer. Op 'n kol kla hy byvoorbeeld in sy dagboek oor die Vryburgers se gewoonte om te kla oor die droogte, en as dit reën dan kla hulle weer oor die vee wat versuip. Soveel beter sal dit wees, skryf hy, as hulle liewer swyg en dankbaar juig oor die seëninge van die hemele, want God het die mens soveel meer lief as wat ons besef. Op Oujaarsdag 1715 sluit hy die jaar se joernaal af met die woorde: maar as God met ons eerbare kompanie en ons liewe Kaap is, watter aanvegtinge kan daar tog teen ons wees? Jy sien, oor godsdiens is hy in elk geval bitter beneeks. In Junie 1715 laat roep hy die bootsman Michiel van den Haven om voor hom te verskyn op 'n klag van godslastering, omdat Michiel van den Haven die Here se naam as 'n vloekwoord gebruik het. Vir 3 opeenvolgende Sondae moet Michiel voor die kerk staan met 'n plakkaat om sy nek wat sê: ek ben een godslasteraar. Daarna word hy vir 4 jaar na Robben-Eiland verban. Die gouverneur praat die straf goed. Hy sê, as hierdie 'n katholieke regering was, het hy nie so lig daarvan afgekom nie. Gaandeweg word dit alom bekend dat gouverneur de Chavon 'n man met 'n baie klein hartjie is. Wanneer 'n soldaat homself in die kloktoring van die kasteel ophang, dan huil die gouverneur openlik oor die smart wat die man moes deurstaan om hom tot by so 'n daad te bring. Die markies is ook wys genoeg om te weet wanneer dit beter is om stil te bly. Soos in die ongemaklike periode na April 1718, toe die skip Generale Vrede, ironies genoeg, 'n klomp twis na die Kaap bring. Aan boord is die kompanjie se ingenieur Gysbert van Noot en sy vrou Johanna Drabbe met hulle 2 Billebak-seuns. En hy word gestuur om die fortifikasies aan die Kaap te kom verbeter, maar Van Noot is 'n sluwe klein mannetjie. Hy sluip die hele Kaap rond met sy notaboekie. Hy maak aantekeninge. Hy spioneer en hy weier om die gouverneur in te lig van enige van sy planne. Johanna van Noot, sy vrou, besluit weer dis tyd om oorlog te maak teen mevrou Kranendonk. En dit gee 'n ewigdurende geveg af oor wie's nou die belangrikste aan die Kaap. Sy wil weet, as haar koets en mevrou Kranendonk se koets mekaar in die straat kry, wie se koets moet uitdraai vir die ander. En as hulle saam by die kerk aankom, moet daar op skrif bepaal word wie moet terugstaan sodat die ander eerste by die kerk kan instap. Los dit tog maar, Abraham, sê die gouverneur. Hulle sal binnekort weer pad gee. Wees tog maar die minste te wille van die vrede. As die gouverneur tog maar kon weet dat hierdie selfde Van Noot eenmal sy opvolger aan die Kaap sou word. En ook binne 3 jaar die meeste van Chavon se goeie werk ongedaan sou maak. Daar's 2 prentjies van gouverneur de Chavon wat vir jare nog in die Kaapenaars se geheue sou vassteek. Tydens die bouwerk aan die fortifikasies van die kasteel stap hy, wanneer dit stil raak in sy kantoor, na buite, trek hy sy baadjie uit en dan neem hy 'n graaf op, of hy stoot 'n paar kruiwaans vol kalk en stene na die bouperseel. En kort agter hom kom die edele markiesin Pas de Chavon met 'n mandjie vol klippe wat sy wegdra uit die fondasieslote. Merkwaardig vir mense van hulle statuur. En wanneer 'n woedende storm in Junie 1722 die Kaap tref en 'n paar skepe in die baai vergaan, so erg dat 662 mense in daardie nag verdrink, dan tref ons die gouverneur op die strand van latere Woodstock aan tussen die uitgespoeldes, waar hy in gebed kniel met trane wat oor sy wange stroom. Maar
Maurits Pask de Chavon het nie net 'n onberispelike rekord nie. Hy neem die een besluit wat die geskiedenis van hierdie land in 'n rassekonflik sou dompel, wat nou meer as 300 jaar na sy dood steeds nie opgelos is nie. Op 11 Februarie 1717, 'n Dinsdagmiddag, word 'n vergadering van die Politieke Raad aan die Kaap gehou om te antwoord op 'n navraag van die Here 17 uit Amsterdam. Die vergadering geskied in 'n sysaal van die kasteel en vandag nog as 'n mens daar instap en jy kyk na links, dan hang daar 'n skildery van gouverneur Pask de Chavon teen die muur. Die besluit van die Politieke Raad aan die Kaap op daardie Dinsdagmiddag sou so 'n ontsettende impak op die toekoms van die land hê, dat ons dit vandag elke dag nog voel. Maar op daardie somersdag aan die Kaap het hulle dit nie geweet nie. Jy sien aan die begin van Februarie kom daar 'n brief uit Amsterdam. En daarin vra die Here 17 dat die Politieke Raad aan die Kaap hulle adviseer oor die volgende kwessie. Is die Kaapse nedersetting in staat daartoe om 'n groot aantal Europese immigrante uit Nederland, Duitsland en Frankryk te huisves? En is dit nie dalk beter om hulle na die Kaap te laat kom as om slawe in te voer om die arbeidstekort aan te spreek nie? Op die 11de Februarie om 2:00 die middag vergader die raad om die kwessie te bespreek. En om die tafel sit gouverneur Pask de Chavon, sekunde Abraham Kranendonk, fiskaal Cornelis van Beaumont. Verder af langs die tafel sit die junior raadslede Hieronymus Kruse, Jan de la Fontaine, die twee verteenwoordigers van die Vryburgers, Slotsboer en Van der Meer, wat die genote in Franshoek verteenwoordig. En die laaste lid is kaptein Dominique Pask de Chavon. Die vergadering duur 3,5 ure lank. En met oorweldigende meerderheid is die lede ten gunste van die invoer van meer slawe. Hulle argumenteer dat immigrasie te duur is. Die Franse en die Duitsers sal nie die laag besoldigde werk wil doen wat die slawe doen nie. Dis goedkoper om slawe te onderhou. Net een man aan die tafel argumenteer anders. Dis kaptein Dominique de Chavon. En meer as 'n eeu voor sy tyd is hy reeds gekant teen slawerny. Hy noem dit 'n sweer in die raamwerk van menswees. En hy praat oor die gedurende probleme met wegloopslawe, die morele verval in die slawegemeenskap, die misdaadvlaag aan die Kaap. As julle bereken wat dit kos om hierdie ontwortelde mense van Madagaskar en Mauritius en Indië en Java in te voer, te onderhou en te voed en te klee, dan kos 'n slaaf die Kaap 4 keer meer as wat dit ons sal kos om 'n immigrant hierheen te bring, om 'n stuk grond te gee om aan die gang te help, en dan sit ons met iemand wat werk om homself te verbeter, in steede daarvan dat hy werk omdat hy gedwing word om dit te doen. Dit kan die kern van 'n toekomstige gesonde samelewing word. Dis die woorde van kaptein de Chavon. En uiteindelik draai die vergadering na die gouverneur om leiding. En as Maurits Pask de Chavon op daardie middag na sy broer geluister het, en gedoen het soos wat die Amerikaanse leiers gesê het, hy's reg. Kom ons open die deure vir immigrante en ons stop die invoer van slawe. Hoeveel anders het Suid-Afrika vandag nie gelyk nie. En dalk was die rasseprobleem wat ontstaan het uit die slaweprobleem ook anders. Dalk was dit nie daar nie, of ten minste heel wat eenvoudiger om te hanteer. Maar, liewe vriende, dis blote spekulasie. Die geskiedenis gaan immers sy gang. Ons het maar beperkte invloed daarop. Waarom die gouverneur anders besluit het, sal ons nooit weet nie. Maar die implikasie van die verslag van daardie vergadering aan die VOC het hulle nie besef nie. En beslis ook nie dat ons vandag nog soek na antwoorde rondom die probleem wat daaruit geskep is nie. En ook nie dat hierdie land vandag nog swaar dra aan die smet van slawerny nie.
Is eintlik min mense wat weet van daai vergadering op die 11 Februarie 1717. Al leef ons eintlik elke dag met die uitvloeisel daarvan saam, nie waar nie. In Julie 1742 maak die gouverneur 'n uitsondering op sy eie reël van soberheid en stigtelikheid. Hy laat toe dat sy 70ste verjaardag met groot vertoon gevier word. Onder sy sweerige, krullerige pruik is die eilhare grys. En langs sy mond loop diep groewe. Maar hy is nog op en wakker, vas van plan om nog 'n jaar of wat sy werk te doen voordat hy aftree. Sy kinders is immers getroud en met hulle mans en vrouens gestuur na die buiteposte van die uitgestrekte kompanjiesryk. Op die oggend van 7 September skrik hy wakker. Hy het 'n rustelose nag gehad. Hy sukkel om asem te haal. Hy kla van bene in sy bors en pyne in sy bors en sy bene. Deur die loop van die dag word hy sieker en teen die aand begin hy eil. Markiesin Pasque de Chavon sit langs die bed met 'n kommetjie koue water. Sy spons sy voorkop af terwyl sy die een psalm na die ander in Nederlands en Frans voorlees. En in sy eilende toestand mompel die markies oor sy kinders. Hy praat oor 'n storm op die see en hy sing ou Franse kinderliedjies. Kort voordat die son die volgende oggend oor die berge kom, kniel die markiesin langs die bed, brewel 'n stil gebed en blaas die kers dood, voordat sy die kamer verlaat. Deur saggies agter haar toetrek en vir die sekretaris fluister, hy is nou by God. Nou die begrafnis van die Markies Pasque de Chavon op 14 September 1724 is die grootste wat die Kaap tot op daardie stadium gesien het. Selfs uit die buitedistrikte van Tulbagh, Swellendam en Graafrenet het die burgers te perd gejaag om dit by te woon. Langs die strate sit die slawe hulle werktuie neer. Die straatsmouse maak hulle mandjies vol handelsware toe. Die luike van die witgepleisterde huisies langs die Herengracht en teen die berg op is almal gegrendel. Die vuurherde staan koud en agter die kus in die optog van die kasteel na die grote kerk loop 'n stil stoet van mense. Hulle begrawe hom sonder pragt en praal en oordaat onder die vloer van die grote kerk, skaars 4 meter van waar Simon van Herstel lê en reg langs die plek waar Lady Elizabeth Somerset 'n eeu later ook begrawe sou word. Die Markies de Chavon se nasate is vandag nog onder die voorste families in Nederland. Hulle sou nooit weer terugkeer na die Kaap of na Frankryk nie. En vandag dra hulle ook nie meer die titel Markies Pasque de Chavon nie, maar 'n heelwat meer beskeie Nederlandse titel. Die huidige hoof van die familie is Jan Pieter van Marcellus Hartsink, heer van Zandvoort. Baterazina Kin, die 7de Markiesin Pasque de Chavon, keer terug na Nederland en gaan woon by haar oudste dogter in Bergen-op-Zoom in die provinsie van Noord-Brabant. En daar sterf sy stil in haar slaap in die ouderdom van 79 op die 9de Julie 1746. Ek dink die uiteindelike grafskrif wat 'n mens waarskynlik reg teen sy eie sin oor Markies de Chavon sou skryf is dit: hy was 'n edelman, nie vanweë sy geboorte alleen nie, maar eerder uit die adel van sy menswees. Ek wens so die tyd het my toegelaat om ook 'n paar woorde met u te praat oor 'n latere hiergenoot nasaat, die graaf Villebois de Mareuil, wat die aanvoerder van die vreemdeling kommando van die Transvaalse magte tydens die Tweede Vryheidsoorlog was. Graaf Villebois de Mareuil het gesneuwel op die 6de April 1900 naby Brandfort in die Vrystaat. Maar daai storie los ek nou maar vir 'n ander keer. As ons vanoggend dus argumenteer dat Maria van Riebeeck die eerste hiergenoot was en Maurits Pasque de Chavon die laaste, is dit vir my duidelik dat die invloed van die hiergenote op die sosiale, politieke en religieuse lewe in Suid-Afrika veel vroeër begin het en veel later geëindig het as bloot die koms van die vlugtelinge
van 1688. En dit was altyd ook veel groter as wat ons tot op hede gedink het. Dis meer as die moeite werd om dit te herdenk en te bewaar. En vir die werk wat u doen, om dit te doen, sê ek opreg baie dankie. Ek vra vir Ingrid asseblief om vir Daniel Luther te kom dankie sê. As 'n mens lief is vir geskiedenis en belangstel in geskiedenis, en veral ons wat nou nasate is van die hugenote, en jy kan luister na so 'n storieverteller wat so kleurryk vir ons hier van die geskiedenis vertel het, is dit regtig 'n heerlikheid. Ek voel eintlik half 'n bietjie uit woorde uit, want ek weet regtig waar aan jou lippe gaan, Daniel. Dit was 'n groot voorreg. Ek wil net vir Daniel baie dankie sê. Ons het almal 'n baie moeilike week agter die blad, maar Daniel het ook 'n moeilike week. Sy pa het 'n dringende, baie ernstige rugoperasie ondergaan en hy het nog steeds gister teruggery vanaf Hartenbos om hier te wees. Wat 'n voorreg en wat 'n kommitment. Baie dankie, Daniel. Ek wil net vir julle sê, ek is so dankbaar vir Potgooi op RSG. Julle kan nog na al hierdie stories gaan luister op Potgooi, waar Daniel dan praat oor al sy boeke en hierdie onuitputlike geskiedenisinligting wat hy deel met ons. Baie dankie. Toe ek so na Daniel luister, kon ek nie help om te dink, maar genade, hierdie man moet 'n draaiboek skryf. Want hierdie stories, en dis nie stories nie, dis ware feite, is beter as die meeste draaiboeke wat jy op Netflix kyk. Daniel, ek dink jy het 'n opdrag. Ons sal dit graag op die silverskerm wil sien, want dit is so ongelooflik en dit is stukke geskiedenis wat ons net niks van weet nie. En dit is nogal 'n jammerte dat hierdie geskiedenis in die niet verdwyn, en as jy dit nie vandag vir ons kom openbaar nie, het ons nie eers daarvan geweet nie, ons weet nie van die mense nie. So ek wil ook van my kant af sê, baie dankie, ek wag vir die silverskerm, hoor. Ons volgende gedeelte, ons is amper klaar, ons het vandag vir Teun Steyn hierso, van die Alliance Française, en hulle het gevra dat hulle graag met ons wil skakel, en 'n bietjie hulle werksaamhede aan ons wil bekendstel. Baie dankie, Teens, dat jy vandag hier is. Kom gerus na vore. Ons luister graag na jou. Dit lyk vir my heeltemal reg so. Baie dankie, Christie. Goeiemôre, dames en here. Baie dankie dat ek die geleentheid het om vandag met u te kan praat. Dit was 'n regte toer de force deur Daniel Luther oor die geskiedenis. Baie dankie. Dit maak dit alles lewendig en ek dink 'n belangstelling in die geskiedenis is baie belangrik. Die vraag wat ek altyd het is, hoe hou mens die geskiedenis lewendig? En mens hou dit lewendig deur dit oor te dra na die volgende geslag. En ek dink dit is belangrik vir ons as die gryskoppe om aan die jonger geslag hierdie geskiedenis oor te dra. Want dit is altyd my verbasend hoe hulle dit opsuig, hoe hulle dit boeiend vind. So, wanneer ek vandag met u wil praat, wil ek praat oor die hede en oor die toekoms. En wat die moontlikhede is om julle Franse herkoms lewendig te hou vir die toekoms. Want die vraag wat mens het by so 'n vereniging soos hierdie, wat kom na ons? Wat kom na hierdie geslag? Waar gaan die belangstelling wees en hoe gaan dit voortgaan?
Nou, ek is die voorsitter van die bestuursraad van die Alliance Française du Cap. Ek is 'n bootjie van Bloemfontein, eintlik 'n boertjie van Bloemfontein. Moenie vra hoe ek daar gekom het nie. Dit is 'n storie soos Daniel Lotter gesê het vir 'n ander dag. Wat ek net wil noem is dat op ons familieplaas, ons rust by Bloemfontein, hang daar 'n foto van die Comte Wilbois de Morel, na wie die boere verwys het as die Willeboer Morel. En hy het gesneuwel by Magersfontein. So, dit word altyd herdenk, die Willeboer Morel. Nou, my goeie vriend, Pieter Leroux, 'n lid van die vereniging, het my gesê vanoggend dat hy hom herinner dat daar etlike jare gelede 'n skakeling was tussen die Alliance Française en die Huguenote Vereniging tot die perseel van die Alliance Française in Loopstraat in Kaapstad. Nou, ongelukkig met die verloop van tyd, gaan die kennis van sulke goed verlore. Ek het nie daarvan geweet nie. En wat ek vir u wil voorstel vandag, is dat daar nouer skakeling moet wees tussen die Huguenote Vereniging en die Alliance Française. Die Alliance Française is 'n taal- en kultuursentrum. Die oogmerk daarvan is om met die ondersteuning van die Franse regering die studie en liefde vir die Franse taal en die Franse kultuur uit te bou. En wat die Huguenote Vereniging het, is 'n liefde vir sy Franse herkoms. En dis waar vir my die gemeene deler lê tussen ons verenigings. Nou die Alliance Française, kan ek net vir u sê, bestaan al vir 142 jaar. Dit is in 1883 gestig en twee van die beroemde stigterslede was die Franse skrywer Jules Verne en die Franse wetenskaplike Louis Pasteur. Die Alliance Française is 'n vereniging sonder winsbejag. Dit het heidaglik 830 kantore in 135 lande. So dit is 'n groot vereniging. Soos ek gesê het, daar word klasse in Frans aangebied. Dit is 'n moontlikheid vir ouer mense, vir jonger mense, om weer 'n skakeling met Frankryk te kry. Want die maklikste manier om 'n land beter te leer ken, is om die taal daarvan te kan praat. Die keiser van die Heilige Romeinse Ryk, Charlemagne, Karel die Grote, het gesê dat om 'n tweede taal aan te leer is soos om 'n tweede siel by te kry. Dit maak vir 'n mens vensters oop op 'n ander kultuur, op ander mense, en dit is wat u as die Huguenote Vereniging as 'n belangstelling het, lei ek af. Wat is u wortels in Frankryk? Wat kan u meer daarvan weet? Nou die Alliance kan help, nie alleen met taalkursusse nie, wat in groepe aangebied kan word, aanlyn, daar kan pasgemaakte kursusse wees vir mense wat wil gaan kuier in Nantes byvoorbeeld, stad van herkoms, om dan net 'n bietjie toeriste Frans aan te leer. Hoe sê mens goeiemôre, hoe sê mens totsiens, hoe vra mens vir iets, en dies meer. En dan as mens verder belangstel, kan mens eksamens skryf. Eksamens wat 'n mens toelaat om permanente verblyf in Frankryk te kry op grond van taalvaardigheid. Ons bied ook soortgelyke eksamens aan vir Kanada. En nou, ek weet nie of dit nog so populêr gaan wees in die toekoms soos wat dit nou is, wanneer Kanada miskien die 51ste staat van die Verenigde State geword het nie. Maar kom ons kyk maar wat gebeur. Die Alliance het 'n pragtige ou perseel te 155 Loopstraat Kaapstad, wat ons aangeskaf het met die finansiële bystand van die Franse regering. Dit is in 1997 amptelik geopen deur die toentertydse Franse president Jacques Chirac. En wat ons graag met u wil pols, is gesamentlike aanbiedings daar, oor die geskiedenis van die Huguenote. Ons het gebruik dit as 'n venue, dis baie geskik daarvoor. Huidiglik bied ons etlike goede aan. Ons bied jazzaande aan, wynproewe, filmaande ensovoort. So 'n mens kan enigiets maak of saamstel om jou te pas. Ek meen daar is geen beperking nie. Die Alliance Française du Cap is gelukkig as 'n leidende Alliance kantoor om 'n voltydse Franse direkteur te hê wat in diens is van die Franse regering. Hy sou vandag kom, maar dit is miskien 'n goeie ding dat ek in sy plek gekom het,
want ek dink nie hy sou verstaan het wat hier aangaan nie, terwyl ek daarom kon bybly. Alhoewel Daniel Lotter se vertelling was nogal 'n ding om mee by te bly, né? So, dames en here, wat ek dan vir u wil sê, asseblief, kom ons skakel net toekoms. U weet, die Skotse akademikus Neil Ferguson het 'n boek geskryf oor The Tower and the Square. En in die boek het hy vergelyking getref tussen hiërargieë en netwerke. En die gevolgtrekking wat hy gemaak het, is dat die netwerk tussen siviele organisasies is baie sterker as die politieke hiërargie. En op die einde seëvier die netwerk altyd oor die hiërargie. So hopelik as ons netwerk kan versterk, dan kan ons baat daarbey. En ek luister so na die finansiële resultate en goed onthou, die Franse regering wil baie graag organisasies ondersteun wat 'n verbintenis met Frankryk het, wat 'n liefde vir Frankryk het. En miskien is dit iets wat u vereniging ook na kan kyk en wat ons kan doen in samewerking met die Alliance Française. So dames en here, as u wil meer weet van die Alliance, daar's 'n nuusbrief. U kan gaan op die webtuiste, dis afcapetown.co.za, Alliance Française Cape Town. Daar's 'n webtuiste en u kan maar met my skakel ook, dan sal ek vir u meer kan vertel en ek sien uit daarna in die toekoms dat ons op 'n meer gereelde grondslag met mekaar praat. Baie dankie. Baie dankie Teens. Ons wil graag wil hande vat. Ek dink dit is 'n ding wat ons al hoe meer sal moet doen in die toekoms om hande te vat met vriende van ons. Net 'n kantopmerking. Dit is nogal vir my 'n bekommernis dat ons, as ek so oor die skare kyk vandag wat hier so is, dat daar nogal redelik baie gryskoppe is en dan ek het nie eers meer hare nie. So ons is redelik 'n senior groep en ek dink regtig waar ons sal moet hard werk daaraan om elke lid moet dit as 'n uitdaging beskou om volgende jaar met ons jaarvergadering iemand saam te bring, 'n huisgenote vriend wat ten minste 20 jaar jonger is as ons. Ek dink dan gaan ons oorleef. So kom ons kyk wat ons volgende jaar kan doen en wat ons kan regkry. Ons het op die einde gekom van die vergadering. Ek sê vir u baie dankie vir teenwoordigheid. Dit was lekker om u hier te hê en ek hoop dat hierdie nuwe instelling in April maand 'n beter datum gaan wees sodat ons volgende jaar sommer die kantvleuels van die kerk ook gaan volpak. Ons volgende vergadering is op die 11de April. As ons net ons volgende skyfie daar kan kry. Dit is op die 11de April as die Here wil op 2026. Ek wil vir u baie dankie sê vir die teenwoordigheid en dan ook by ons onthaal, die van u wat bespreek het vir die onthaal. Dit is by Hoërskool Franshoek. As ons hier so uitry by die parkeerterrein, gaan regs op in die straat voor Fleury Lee en dan draai u links op na die hoërskool toe. Dit is as u Google Maps gaan laai vir Hoërskool Franshoek, gaan u ook daar uitkom. Daar is parkeerplek op die terrein, nee, Amelia, daar's parkeerplek op die terrein. Gaan parkeer u kar daarso en dan gaan ons heerlike 'n glasie iets daar geniet wat ons op die stadium baie nodig het en 'n lekker middagete geniet. Baie dankie vir die teenwoordigheid en vir u wat veilig terugry, ry veilig terug. Baie dankie.